daai noot, goeiemôre Gerda, hoe gaan dit vanoggend? Dit gaan goed, ek wil net eers vra, het jy my mic gevat toe nou? Ek het, hier sê. O, jy onthou goed, né? Nee, maar ek het nie gedink jy gaan onthou nie. Die ding is net, jy klink nog steeds goed selfs met daai mikrofoon. Maar ek het op daai mikrofoon nie goed geklink nie, as dit sin maak. So hierdie ene klink vir my beter. Is jy jaloers? 'n Klein bietjie. Kompetisie. Ek moet begin. Ek moet begin deur 'n kompliment. Okay. En soos in genuine. Ek het tot vir my, kyk my ma is in die Kaap, my broer ook, né? Ja. Nou by hulle in die Kaap gebeur dinge, okay? Maar ek sê vir hulle, dit het gister vir my gevoel soos die Kaap. Sondag, toe verspoel die brug op Stokkiesdraaipad. Gerda, en ek het dadelik, en ek wil dit erken, ek het dadelik dik negatief geraak, nee, want ek ry daai pad 3, 4, 5 keer 'n dag, né? En om dan om pad te ry, Rusticana pad is in 'n toestand. Ja, nee, jy kan nie. Nee. En selfs die grondpad agterom wat jy kan ry, is heeltemal verspoel. Ek weet die mense het op my Facebook kommentaar gelos en gesê jy kan nie eens daai pad ry nie. Nee. So onmiddellik is ek dadelik dik negatief. Gelukkig toe later het sê hulle, okay, hulle gaan net een baan toe nou maak. Dankie dat jy my update het gehou by die inligting rondom dit. Ek het toe gery en 'n video vinnig geneem om net dit deur te gee. Gerda, en ek was so aangenaam verras en ek weet jy's betrokke daarbey want maandagooggend daar is stopborde geplant, daar's geverf op die pad en ons mense besig om te werk. Wat het dit jou gekos? Hoeveel biltong het jy gegee? Wat het gebeur? Ja, ek moet nogal sê, die gemeenskap in daardie gebied het redelik ingespan en hulle het baie gehelp. My ander raadslid Piet Smit, hy was ook nogal redelik vinnig op die bol gewees en ons het van my kant af het ek met Gautrans in verbinding getree en sy kant het hy met JP in verbinding ingetree en ons het die twee bymekaar gebring en dit was net, alles het net in mekaar, by mekaar ingeval. So ek moet ook krediet gee aan die gemeenskap in die omgewing. Oom Gert het baie vinnig, oom Gert Henning, hy het baie vinnig ingespring en kom help en daar's baie vinnig. Almal het geweet wat die toestand van die brug sou wees, as ons aanhou moes ry op daardie pad en daar sou wel lewens verloor gewees. Nee, definitief, so, definitief. Dit is, dit was 'n samewerkende, gemeenskap, 'n goeie spanwerk. Maar hoe het jy Gautrans hier gekry? Want weet jy kry nie hierdie verhouding met hierdie mense as jy nie al 'n geruime tyd saam met hulle werk nie. So dit was letterlik 'n oproep op 'n Sondagoggend gewees aan Gautrans en hulle was baie en hulle weet ook as ek hulle kontak op daai tyd weet hulle dis regtig erns. Maar dan moet ek ook sê ongelukkig ons het ons raadslid Sybrand verloor en Sybrand het 'n ongelooflike 'n band gebou met Gautrans en met Eskom op die plotte. Ons het regtig 'n stuk goud verloor daai kant. En deur al sy werke saam met hulle het ons 'n baie goeie verhouding opgebou. So as ons bel daai tyd vanoggend weet hulle dis nood en ons het. En jy sê verkeerd nie want dit is definitief dis 'n hoofroete wat regtig waar baie verkeer dra, nê? Ek meen hy's 'n besige pad daai. En ek sien hulle maak nou sommer 'n paar gate ook sommer reg. Ek het gesien, dit is fantasties en daai pad is so sleg nou. Maar kyk, die paaie regoor is in 'n verskriklike toestand. Die paaie is baie sleg. Okay, dan gaan ons moet aanraak kragprobleme. Daar is 'n klompie mense wat nou navra wat gaan aan van 'n Belpark. Daar's baie. Is dit? Ek het 'n lysie. Op daai punt. Dat jy praat van 'n lysie, nê? Gerda gaan van nou af. Jy kan my Facebook bladsy dophou. Gaan Gerda vir my deurgee al die probleme wat ontvang is en gerapporteer is en wat die vordering basies daarmee is en ook die suksesse. En ek gaan sommer net dan en wan gaan ek dit vir jou, wanneer ek dit kry, gaan ek dit op my bladsy op Facebook deel. Dan kan jy gaan sien, o nee, hier's my straat, hy is gerapporteer, hulle weet daarvan, dat jy ook weet, hulle is bewus daarvan, want gaan dat is onmoontlik vir jou om elke liewe WhatsApp te reply en sê, ons weet daarvan. Baie keer stuur mense in en dink hulle, jy is ongeskik hierdie reply nie, maar jy gee dit deur, maar daar's nie altyd tyd om te reply en sê, dankie, dis ontvang nie. So jy kan dan gaan kyk en sien, hier's my area, my straat, hulle weet daarvan, hulle werk daaraan, of dis die vordering, of dis die probleem. So baie dankie Gerda, dit sê gee vir my 'n bietjie werk, maar ek dink daar op Facebook. Okay, probleme, wat gaan aan? Ons begin in CW1, elektrisiteit, in Pasteer Boulevard is ons al vir 'n week lank, 'n probleem daar. Die Mumford woonstelle fase is weg daar. CW5, De Foreststraat, gee baie probleme. CW6 het nou nog baie sporadiese ou klagtes, dis met die vorige week. Water SE4, groot lek in pad agter Sassel, SE4 smart meter, watermeter installasies, lek op laste waar ou meters uitgehaal word en plaveisel word nie herstel nie. En CW1, baie waterlekke in die paaie.
riool, ek wil nou Engels ook praat. SE1 spoel omtrent weg met die swaar reën, CW2 Frikkie Meyer by ou AutoZone se rioolstroom behoorlik. CW5 Arnold Taylor wag steeds vir 'n purchase order om daar aan die gang te kan kom. CW6 Shakespeare, 'n lae nommers by tennisbane kant ook al maande in die riool. SC3 ook aanhoudende klagtes vir riool. SC2 De Beer ook weekliks en Elwiestraat SW5 ook sonder einde. Daar's ook oneindige riool probleem daar. Dan het ons in Tennissenstraat CW5 oor die naweek is daar 'n dief in hegtenis geneem, tesame met die gemeenskap en die VF+. Baie dankie aan Piet daar vir sy bydrae wat ons daar hulle vasgetrek het. Tans sit ons met Frikkie Meyer substasie. Hy is nou af, daar is 'n probleem. Okay. En Leipoldstraat het 'n probleem. Hulle sê Leipoldstraat is toegemaak. As gevaar is all night. Dis deur die traffic toegemaak daar. En dan laastens, maar nie die minste nie, dis die klagtes wat ons gekry het, maar ons kan nou praat oor die boorgate. Vinnig. Ja, ek het steeds 'n klompie navraag gekry oor die betalings, ten spyte van die feit dat ons 'n mooi verduidelik het. Ek dink mense dalk baie keer nie mooi gehoor nie, of jy's baie keer dis al maak lawaai, mense in die kantoor lawaai en die kinders en wat ook al. Kan jy vir ons net vinnig, in kort net weer deurgee, wat moet hulle doen met die betalings van Eskom? Hulle moet betaal. Soos enige rekening, betaal jou skuld. Weet jy, Quentin, ja, op hierdie stadium moet hulle elektriese verbruik aan Eskom oorbetaal. Okay. Ek weet baie mense het gekla oor dat die rekeningnommer, die rekening nie hulle eie Emfoleni rekeningnommer as verwysing wil vat nie. Ja. En intussen is ons toe nou uitgevind dat jy moet jou rekeningnommer, jou Emfoleni rekeningnommer insit by verwysing en dan die 2 nulle aan die agterkant sit. Dan maak dit die 10 nommers op. Okay. Dan vat hy hom. So die mense wat dan nou gesê het die 2 nulle moet agterkom en nie voor nie. En baie van die mense het gesê ons moet hulle het gehoor ons moet net verbruik en dan sê nou weer wat en dan sê hulle nou weer basies moet nou oorbetaal word. Op hierdie stadium het ons verlede keer gesê net verbruik. Intussen het Eskom het verlede week gesit en hulle het dan nou aangedui dat dit nie net die verbruik is nie, maar dit is nou deur Eskom aangeweet gesê dis verbruik, dis die basies plus die wat nou aan hulle moet oorbetaal word. Ek weet nie wat hulle nou nog verder 'n probleem het nie, dalk die rekeningnommers kan ons vir hulle weer deurstuur. Dit is nog steeds dieselfde, maar ek weet dit was die probleem geweest, was wat jy moet oorbetaal en dat jou rekeningnommer, die verwysing wil hy nie vat nie. Sit die 2 nulle aan die agterkant en dan sal die betaling dan nou deurgaan. Maar nou moet ek ook sê dankie vir die gemeenskap. Want vir die eerste keer in 7 jaar van 2018 was Eskom verlede maand, einde Maart, ten volle betaal. Wow. Wat sê dit vir jou? Nee, dis goeie nuus. Ek is bly. Bly mense betaal hulle skuld. Nee, die gemeenskap kan as hulle moet. Ja, hulle moet. Hulle kan. Ja. Hoorie Gerda, dis baie goeie nuus. Wat het jy gesê vir die boorgate? Want mense vra asseblief, ek soek hierdie recording van hierdie praatjie met die boorgate. Wat gaan aan? Okay. Mense wat boorgate gebruik en nie noodwendig Emfoleniese water nie. En ons praat nou van in residensiële areas, maar ook op plotte ook. Was nou verlede maand 'n 30 kiloliter heffing net gesit om te sê jy het nou 30 kiloliter water gebruik. Wat in die eerste plek onwettig is, ons kan nie dit doen nie. In die tweede plek is dit bedrog. Jy moet eintlik 'n saak gaan maak teen Emfoleni om te sê dis bedrog wat Emfoleni pleeg. Want hoe kan jy vir iets dan nou gaan gebil word as jy dit glad nie gebruik nie? Ja. Maar dit is nou eintlik waaroor dit gaan is. In residensiële areas word jou waterverbruik dan nou gebil, maar jou additional sewer is 70% van jou verbruik, van jou waterverbruik is jou tarief vir die riool. Nou gebruik jy nie water in die residensiële gebied nie, so hoe moet ek jou dan nou aanslaan vir die gebruik van die riool infrastruktuur? Ja. So nou deur om vir jou te sê gaan registreer vir jou boorgat, dan gaan jy 'n levy vir jou additional sewer betaal. Nou baie mense het gedink dis 'n levy op jou boorgat. Weet dat jy dalk 'n boorgat levy moet betaal word, maar dit is nie 'n boorgat levy nie. Dis 'n levy op additional sewer. Okay. Nou daai bedrag weet ek nou nie heeltemal hoeveel dit is nie, maar dit is nie regtig baie nie. Nou bil hulle die mense sodat jy kan inkom om kan kla, maar luister ek het boorgat. Okay, maar gaan registreer jou boorgat nou. So dit is verkeerd. Ja. Die proses hoe hulle by die mense Hulle wil boelie jou uitkom. nou. Ja, sit 'n skrywe uit, sit 'n notice uit. Sê volgens die Water Act is jy veronderstel om jou boorgat te registreer.
baie van die mense in die ou tyd het dit nie gedoen nie. Nou kom die probleem op en nou sien Emfuleni, maar alright, maar die meeste van die mense gebruik nie ons water nie. So wat gebeur nou? Maar amper gou reg, jy sê jy registreer dan nou, wat is die sewer nou? Additional sewer. Kyk, jy het nog altyd additional sewer op jou rekening Maar wat as gehad. ek 'n septic tank op my plot het en glad nie 'n riool-lyn het nie? Dan moet jy nog steeds jou net ten minste op jou boorgat kom registreer, laat hulle weet daar's 'n boorgat. O. Ja. Kyk, hulle kan jou nie aanslaan vir water nie, want jy gebruik nie hulle water Ja, nie. Soos ja. jy sê, daar is nie additional sewer op die plotte nie. So hoekom moet hulle dan die infrastruktuur dan bil? Maar dis beter as om 'n 30 kiloliter water rekening te kry. So veiliger as jy dit nog nie gedoen het, jy gaan en gaan registreer so en dan sê jy vir hulle, kyk ek gebruik nie jou water nie. Ons kan vir hulle die registrasievorm beskikbaar stel. Dit is by ons kantoor. Ek weet ek glo hy is aanlyn op die webwerf, is hy ook dan nou beskikbaar. Vul hom net in en dan vat jy hom na Metsi toe by die waterdepartement in Eastminstraat nommer 3 NB7 en dan kry jy 'n briefie wat jou sertifikaat is basies. Dan moet jy daai sertifikaat invat na eerste vloer die rekeningafdeling en daar sal hulle dan vir jou 'n reverse doen op die 30 kiloliter water wat hulle jou dan voorgebel het. Hulle het nou 'n baie slinkse manier om dinge gedoen te kry. Alles behalwe om slinkse maniere uit te dink om dienslewering te gee. Gepraat van dienslewering, nee. Die paaie vorentoe. Ek het toe mos nou die disappointing nuus gekry. Ek het so uitgesien na die vliegtuig wat hier gaan kom land. Ons het nooit daaroor gepraat nie. Vertel ons gou, wat het gebeur met die lughawe wat sou van 'n Belpark toe kom? Wel, op hierdie stadium is daar nog 'n groot kombers oor hierdie hele ding wat nou gebeur het. Ek weet daar was op 'n stadium 'n petisie gewees wat gesê het almal moet die petisie teken, ons wil die lughawe hê. Ja. Maar op hierdie punt van waar ons hier vandag is, kan ek nie heeltemal uitpraat oor wat die hele effek is nie. Sodra ons dit kan doen, sal ek die eerste een wees wat vir julle kom vertel, maar ja, die lughawe gaan nou nie meer gebou word nie. Dis baie hartseer. Maar ek het dit mos vir jou voorberei. Ek weet, maar ek het die positiewe gesoek. Ek het geglo dit gaan gebeur. Ja. Laastens voor ons groet, daai ontwikkeling tussen Van der Bijl en Vereniging River City, enige vordering. Ons het hierdie op TV doen. Dis meer pret. Dan gaan we jou vanaf op Facebook live of iets. So wat gebeur daar? Ek sien die brug lyk mooi. Die brug lyk lekker. Jy weet jy moet daai back music kry van daai kriek wat sê Kriek, 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 ja. Ek dink dit gaan baie goeie antwoord wees. Op hierdie stadium weet ek dat fase 1 nou klaar, weet so te sê voltooi is. Die paaie is nog nie in gebruik nie. Wanneer hulle dan nou oopgestel gaan word is ook 'n mystery vir ons almal. Want ek sien nog nie dat hulle geconnect is. Skus nou met die Engels, maar hulle is nog nie geconnect met die ander strate aan die binnekant nie. So op die hoofweg is hulle nou almal mooi, dit is als daar. Ons hoop nog nie daar's gate binne in die teer nie. Waar fase 2 dan nou moet begin met die grondwerk vir die ontwikkeling van die wat sê hulle die kommersiële gedeelte moet nou begin. Ons het nou nog niks daarvan gehoor nie. Maar ek het julle ook ingelig daaroor. Ons het daai en 'n half verwag. Okay, maar die ander ene was oor seesemaalskappe, ons het dit verwag nie. Een ontwikkeling wat wel vir my 'n surprise is die SEZ, dis die Special Economical Zone, wat aan die ver punt aan die N1 is, daar waar Louis Rus plotte daai kant is, waar die regering nou omtrent amper, ja, is oor die 800 hektaar grond by ons op 'n 99 jaar lease is. En daar begin vir my beweging te gee wat mense nou begin kom vra en sê, hoorie, ons soek nou 'n stuk grond, ons wil dit nou doen. So dit klink vir my daai kant gaan bietjie meer ontwikkel en dit is ons nou net aan die oorkant van die lughawe. Ja. Maar hy moes saam geconnect gewees het met die lughawe vir in en uitvoer. Ja. Maar nou gaan dit nou nie gebeur nie, maar ek sien daar's 'n beweging. So dit is dalk bietjie goeie nuus. Die ander goeie nuus is, en weer eens is niks in ons uit te waai nie, met daai solarplaas daar tussen Van der Bijl en Parys word massief. Ek weet nie of jy al daar was nie. Ek was al daar verby gewees. Dit is daar's baie solarpanele daarop. So en ek sien hulle vorder goed. Hulle maak daarom ook daai pad bietjie reggemaak. Daar ook maar net tot by hulle. Net tot by hulle. Daarna kry ek al die gate elke naweek. Gerda, hierdie was soos altyd 'n absolute fees om met jou te kom gesels. Ons gaan weer so maak volgende week en Dinsdag. Enigiets anders van jou kant af? Nie wat ek nou kan aan spesifiek kan dink nie. Ons het geweldig baie klagtes nou en veral met die reën en die krag is nou af en ja, dit in die Emfuleni se stelsel is af. So daar kan nou nie rekeninge en daai tipe van goed gedoen word nie. Baie mense is gefrustreerd rondom dit. As alles net wil werk, sal dit soveel beter wees, maar daar's nie regtig iets anders wat uitstaan wat ek vir jou oor kan kom skinder nie. Okay, maar ek sou uitgespeel het by Grace se Supernova, maar nou met jy nou gesê het gaan ek nou maar uitspeel
met Kurt Darren se af en dan gaan al die ligte in die nag. Ons moet inpas, dis iets helemaal musiek vir die praatjie. Dis hy. Gerda, baie dankie. Ek weet jy het gesukkel om my koffie in te kry want ek het dit nie gemaak nie, Fatima het, maar volgende keer sal ek vir jou maak en baie sterkte. Ek het nog nie kans gehad, presies. Daai dankie julle, mooi dag vir een verder.